Dit is vandag Vrydag 19 Junie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan, is Romeine 8 vers 14 tot 16. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is, 'n paar keer diep asem te haal, om tot rus te kom. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Mag jy tydens hierdie meditasie ervaar hoe tyd stadiger beweeg en dat God jou nou ontmoet net waar jy is. Die hele aarde is deurdrenk met God se teenwoordigheid. En so ook hierdie oomblik. Here, ek het vandag opnuut nodig om te weet dat niks wat verlore is, nie weer gevind kan word nie. En niks wat tot 'n einde kom, het nie ook 'n nuwe begin nie. Dat ek in U gevind word en weer vandag 'n nuwe begin kan maak. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie dat U my diepste dors les. Dankie dat U my versorg en my na stil plekke van vrede lei. En Here, dankie dat U goedheid my elke dag volg en my vandag opnuut innooi om deel te neem aan U skepping. Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees leef nie. Nee, julle die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ek herhaal weer die begin van vers 15. Die Gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees leef nie. Wat het jy vandag in hierdie woorde van Paulus in Romeine gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Ek dink dit is universeel so dat van die eenvoudigste en belangrikste waarhede van die Bybel ook die moeilikste is om te glo. Een van hierdie waarhede is om te glo dat ons werklik geliefd is. Nou, ons aanvaar maklik dat God mense liefhet. Ons glo dat hy genadig is. Ons herinner almal om ons oggend en aand daaraan. Maar ek glo ook elkeen van ons kan vertel van daardie stem diep in ons wat ons laat wonder. Geld hierdie waarheid ook vir my? Dis een ding om dit met jou tong te bely. Dis iets anders om dit werklik in jou lyf te voel. Paulus sê die Gees kom nie na ons om ons kleiner te laat voel of om ons voortdurend te herinner aan alles wat verkeerd is nie. Nee, die Gees kom om ons tuis te bring. Daarom roep ons nie na God as vreemdelinge wat voor 'n geslote deur staan nie. Ons roep Abba,
Die woord wat 'n kind met uitgestrekte arms gebruik, wanneer hy weet, hy hoort hier. Dit is merkwaardig wat Paulus hier sê, die Gees getuig saam met ons gees. Nie bo ons gees of teenoor ons nie, saam met ons. Asof daar in die diepste deel van ons menswees 'n waarheid lê en wag. Jy hoef nie jou plek te verdien nie, want die deur staan reeds oop. Ons spandeer soveel energie daaraan om onsself te bewys, om te wys ons is goed genoeg en suksesvol genoeg. En dan spoel dit ook soms oor in ons geloofslewe. Ons wil bewys ons is getrou genoeg en geestelik sterk genoeg. Maar ek dink geloof is minder om te vroeg en God te probeer vind, en meer om daagliks tree vir tree te aanvaar wat God reeds lankal en aanhoudend sê oor wie ons is. Hoe ervaar jy al hierdie verskillende stemme oor wie jy is in jou lewe? En wat beteken dit om weer te hoor dat jou gees saam met God se gees getuig dat jy 'n kind van God is? Ek dink baie van ons is bewus daarvan dat ons grootste vyande is nie elders ver weg of iemand anders nie, maar 'n stem van vrees wat ons baie maal in ons hart saam met ons dra. Daar is natuurlik goeie kante aan vrees. Ons het dit nodig om te kan oorleef. Dit bewaar en beskerm ons teen swak besluite. Maar daar is 'n tipe vrees, en dis die vrees waarvan Paulus praat, wat ons kan weglei van die waarheid oor wie ons is en onnodig laat wakker lê, wat ons by gevegte insleep wat nie eers meer bestaan nie. Want God het ons bevry van hierdie vyand, hierdie stem wat vir ons sê, jy behoort nie. En wanneer ons begin leef uit die vryheid daarvan om te weet ons is geliefd, dan ontdek ons 'n nuwe soort lewe waar ons vry raak om te dien, om te waag, om maklik ook foute te maak. Vry van die strikke en hekkies in ons koppe, van die leuns wat ons vir onsself, oor onsself vertel, oor dit wat nie moontlik is nie. En dan gaan die toekoms oop, en kyk ons hoopvol na wat voorlê. Die slegte kant van vrees gaan seker maar altyd daar in die agtergrond vir jou leuns probeer mompel, jou vreugde probeer steel, vir jou dinge probeer sê oor jouself wat nie waar is nie, en denkbeeldige berge bou wat jou uitsig belemmer. So miskien is die uitnodiging vandag om te gaan sit by jou vrees, om mooi te luister wat dit sê, en die valsheid daarvan te ontmasker. Jy is 'n ontvanger en 'n draer van God se liefde. Roep na God as sy kind. Hy sal antwoord, hy het reeds geantwoord. Niks behalwe die valse vrees in jou gedagtes verhinder jou nou om soos 'n voël deur die tralies te vlieg nie. Ek nooi jou uit om tydens die stilte met die Here te praat oor dit wat in jou beweeg het tydens hierdie meditasie.
God van genade, U wat my in stilte versterk. Ek bid dat die taal van U koninkryk vandag my kom en gaan sal bepaal. Help my om deur die lens van U liefde te kyk, om U stem te herken, om te stap waar U sou stap, saam met die wat in rou is, sodat hulle blydskap sal ken. Om te stap saam met die wat bang is, sodat hulle vertroosting sal ken. Here, help my om te vergewe, selfs al word ek nie vergewe nie, en om lief te hê, ook waar ek liefdeloos hanteer word. Skenk aan my die geduld om te bly soek, te wonder en leerbaar te bly. En help my om met my hele hart te luister na die waarheid van genade wat oral om my uitgestal word. Amen.